Goeiedag, lieve luisteraars. Eerst weer hartelijk welkom hier saam met Willie Saunderson hier by Joy Gospel Radio. Die goeie nuus wat ons op hierdie radio kan verkondig, en ons wil dankie sê ook aan Barry en sy vroukie wat vir ons dit moontlik gemaak het. Nou, soos u gehoor het, ek is Willie Saunderson, en ons nooi u vriendelik uit om vir die volgende halfuur saam met ons te kuier, hier by nog 'n aflewering van die program Wolke van Getuienisse. Nou, vriende, soos u sal weet, het ons nou vir hierdie is die 10de episode van waar ek praat oor die silwerbeker wat in Benjamin se sak gevind was. Nou, met die ontdekking het hulle hul klere geskeur en moes hulle al die pad weer teruggegaan het Egipte toe. Nou, dit alles wil ek so 'n soort van incorporate met my getuienis oor my dogter wat ons dan aangeneem het. Nou, hierdie sal die 10de episode wees. Nou, hierdie geselskap moes toe al die pad teruggaan om voor Josef te verskyn. Jakob, sy vader, was hartseer toe hy vir Benjamin ook moes afgegee het met die laaste sending van hulle om weer te gaan kos kry in Egipte. Dat hy ook gesê het dat as daar iets met Benjamin gaan gebeur, dan sal hulle sy gryshare in die doderyk laat neerdaal. Nou, Benjamin homself het nie geweet van die beker in sy sak nie. Josef se silwerbeker en Benjamin is die hoofkarakters in hierdie verhaal. Josef en die silwerbeker en natuurlik Benjamin ook is die groot karakters in hierdie verhaal. Ons moet onthou dat Josef was 'n tipe van Jesus. Benjamin se naam beteken seun van die regterhand en die silwerbeker verteenwoordig die heiligheid. Nou vriende, ek is besig om vir u te vertel van die soos ek nou genoem het, die dogtertjie wat ons dan aangeneem het. Nou sy het deur soveel trauma gegaan alreeds van haar geboorte af. Toe sy nou in die wêreld ingekom het, was sy onwelkom by haar biologiese moeder, was sy onwelkom gewees. Nou, soos 'n stiefkind het sy die lewenslig gesien, verwerping van haar moeder, het haar lewensreis vooraf gegaan. Haar voetstappies was maar min op hierdie lewenspad, toe die een na die ander ramp haar getref het. Sy het aan epilepsie gelei en het hierdie pynlike aanvalle soms tot 28 keer per dag beleef. Soms het die bloed verrydelik hier langs haar mondjie uitgeloop, soos hy haar tongstukkend gebyt het. Vir my en my dierbare vrou Annetjie het ons 'n lewe van angs en hartseer en baie trane beleef met aanskoue hoe hierdie wrede siekte die tol in ons kind se liggaam geëis het. Nou, ek het verlede week met u gedeel hoe dat sy uiteindelik in 'n kosskool beland het wat voorsiening gemaak het vir kinders wat aan epilepsie gelei het. Nou, weens die afstand van my huis af na die spesiale skool in Geduld in Springs, ek het in Alberton gewoon en al die pad na Springs toe was 'n tamelike afstand en ons was dan genoodsaak om haar in die koshuis te laat bly. Op 9-jarige ouderdom het ons gevind dat sy nie kan lees of skryf nie, en ek het vir u vertel hoe dat die Here ook 'n wonderlik bygestaan het om ook hierdie hekkie met welslaag toe kon oorkom. Dit was in die begin van die nuwe jaar en na die vakansie is sy weer opgeneem in die kosskool. En een oggend met my stilte tyd, terwyl ek so met die Here gepraat het, kry ek skielik 'n begeerte om vir 'n paar dae te vas, om my verhouding met die Here te verdiep en te hoor, is daar iets wat op die Here se agenda is
wat ek moet weet. Op daardie oomblik, vriende, het ek nie geweet wat vir ons voorstaan nie. Ek het vir Annetjie vertel dat ek gelei voel om vir 'n paar dae te vas en sy het net geglimlag en vir my gesê dat dit is so wonderlik, is dat ons dien dieselfde Here, dat die Here ook vir haar dieselfde opdrag gegee het, sonder dat ons eintlik van mekaar geweet het. Ons het besluit om van Maandag tot Vrydag te vas. Die week het wonderlik verloop en Vrydagmiddag het ek en Annetjie opgewonde saam gereis om Michelle te gaan haal by die skool. Nou Annetjie het saam met my die dag gery om Michelle by die skool te gaan haal vir die naweek. Nou, sy het nie altyd, gewoonlik het sy nie saam gegaan nie, sy het ook gewerk en so aan, en dan het ek nou maar alleen die kind gaan haal, en dan tot by die werk, en dan Annetjie saam huis toe gevat. Nou, toe ons by die skool kom, dit werk so alles so wonderlik uit. Toe ons by die skool stilhou, het ons vir 'n oomblik in die motor vertoef, aangesien dit etenstyd was en ons haar nie wil versteur met ons teenwoordigheid nie. Nou gewoonlik in die verlede, as sy my sien, dan sal sy so vinnig as wat sy kan na my toe hardloop en dan in my arms kom spring. Dan moet ek haar vang. Nou sy het alweer begin 'n gewig aansit en sy het groter geword. Nou sy het nie omgegee of die tannies by die koshuis of die onderwyseres haar beveel om terug te kom nie, om in die ry te kan val nie, want hulle is nou op pad na die koshuis vanaf van die menasie na die koshuis toe. Sy luister dan vir niemand nie, want sy het haar ouers gesien, sy het haar pa gesien, dit is vir haar die belangrikste mense in haar lewe. En sy wil by ons wees, sy wil graag by ons wees. Nadat ek so rukkie in die motor gesit het ek uitgeklim en so onder die boom gaan staan en wag, aangesien die kinders nog in die eetsaal was. Na 'n rukkie sien ek die kinders kom uit die eetsaal uit en hulle loop in rye agter mekaar op pad na die koshuis. Ek bly agter die boom staan om te vermy dat Michelle my sal sien, dat sy sal verhoed dat sy en dit sal nou verhoed dat sy na my toe aangehardloop kom nie. Nou soms tot groot verleentheid vir haar en ergernis vir die kosmoeders wat moet toesien dat die dissipline gehandhaaf moet word. Nou soos die kinders verbystap, kon ek die rykinders sien hoe hulle een vir een verbystap op pad na die koshuis toe. Ek het gesoek na Michelle tussen hulle en sy was nie tussen die kinders nie. Omdat sy geweldig stadig is, het ek gemeen sy is moontlik nog in die eetsaal of moontlik moet sy help met die skorgoede was of die afdek of van die tafels. Ek het geduldig gewag steeds onder die boom en gestaan en skielik sien ek een van die kinders het my gesien onder die boom staan en kom na my toe aangestap. Toe sy by my kom, groet sy my en sê vir my dat sy baie jammer is oor Michelle. Ek staan verstom, ek staan verbaas. Ek was uit die veld geslaan. Want dit is die eerste woorde wat ek hoor, dat daar iets verkeerd was met Michelle. Miskien het sy 'n toeval gekry en so aan. Ek het haar probeer uitvra wat dan verkeerd is en sy antwoord dat sy nie vir my kan sê nie, maar ek moet na die kantoor kom van die onderwyseres wil met my praat. Toe ek by die kantoor instap, sit die onderwyseres op die stoel en haar oë is vol trane binne in die kantoor. Nou snikkend het sy probeer om deur die hartseer aan my die nuus oor my kind mee te deel. Terwyl ek daar staan, het my mond skielik verdroog en ek proe die bitter in my mond en dit voel kompleet asof die mat waarop ek staan die laaste druppel van my bloed indrink. Ek voel lighoofdig en koue sweet slaan skielik op my voorhoof uit. Ek wag in angs op 'n doodsberig van my kind uit die mond van die onderwyseres.
Onbeheers het haar liggaam geruk soos sy weer begin huil. En die enigste woorde wat sy oor haar lippe kon uitkry was, meneer, ek is jammer. Ek is jammer, meneer, ek is jammer. Dit is my skuld. Dit is my skuld, meneer. Die enigste woorde wat ek oor my lippe kon uitkry was, wat het gebeur? En waar is my kind? Waar is Michelle? Meneer, ek is jammer, Michelle het verdrink. En dit is my skuld. Soos 'n doek van laamver, wat so skielik oor die skool gehang het. Almal het so skimme beweeg. En die skok het soos 'n donker wolk oor die skool gehang. In die gange van die koshuis het almal geskok en geruisloos beweeg. Terwyl ek spraakloos staan en nie woorde kon vind nie, toe lui die telefoon op die tafel. Ek kon hoor hoe 'n vrouestem angstig roep. Dit is die Verre Oostrand Hospitaal mense. Waar is die ouers van hierdie kind wat nou net opgeneem is vir verdrinking? Michelle Saunderson. Die kind is besig om te sterf. Ons versoek dat die ouers van die kind onmiddellik na die hospitaal toe moet kom. Ek het dadelik gehardloop na waar my motor geparkeer gestaan het en niks vermoedende Annetjie op ons kind se koms gewag het om haar saam huis toe te vat. So diplomaties as wat ek kon, het ek die ontstellende nuus aan Annetjie oorgedra. Toe ek stilhou by die hospitaal, sien ons by die deur van die hospitaal se ingang, die Verre Oostrand Hospitaal, het die suster van die ongevalle afdeling reeds ons ingewag. Annetjie het saam met die suster op 'n drafstap na die intensiewe eenheid gehaas. Ek was net betyds om te sien toe die suster die gordyn ooptrek en ek sien hierdie gesig wat ek nooit weer wil sien nie. Wat ek gesien het trane en skokgolwe oor my wese gestuur. Annetjie het kalm soos 'n generaal agter die gordyn verdwyn om saam met ons kind die laaste tree af te stap. Verward en beangst van skok het ek deur die gange van die hospitaal gehardloop op soek na 'n telefoon. Dit was nog nie die tyd van selfone nie. Ek het geweet dat my pappie van wie sy siekte op sy bed naby die telefoon sit. Hy bly in Pretoria. Hy was die eerste aan wie ek gedink het om vir ons kind te bid in hierdie uur van benoudheid. Toe hy die telefoon optel, het ek hysteries uitgeroep, papi, my kind het verdrink en sy is besig om te sterwe. Sy stem was vir my soos 'n oase toe hy die telefoon optel. Hy het my probeer kalmeer en het my verseker dat hy dadelik instansies gaan skakel om 'n gebedslinie te vorm na die troon van God en wou nie weer daardie droewige gesiggie van my kind sien nie. Annetjie het my by haar gewaag terwyl ek 'n kinderarts met suurstof probeer om haar hart weer aan die gang te kry. Ek het in die gang voor die eenheid gestaan. My hart was stikkend van die onderwyseresse en onderwysers het by my kom staan en met my gesimpatiseer. Trane het net vrylik oor my wange geloop, soos 'n rivier wat sy walle oorstroom. Soveel vrae het deur my gedagtes geflits. Here, waarom hierdie beker? Hierdie beker wat in my sak was, waarvoor ek nie gevra het nie, en wat soos Jesus het uitgeroep het, Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Neem hierdie beker van my af weg. Vriende, dat was my Getsemane. Na ruk het die kinderarts na my gekom, daar waar ek in die gang alleen gestaan het, en gebid het, en geroep het, en gehuil het. Hy het voor my kom staan, en vir my vertel dat my kind se hart het skielik begin klop, met die toedien van verskeie pompaksies op die hart, en skokbehandeling.
Hy het met my verseker dat sy op die oomblik gekoppel was aan verskeie masjiene en monitors. Die dokters het verduidelik dat hulle moes water uit haar longe pomp. Hy het ook aan my genoem dat sy in die proses geformeer het en het aan my 'n klein stukkie van die binnekant van haar longvlies gewys wat deur die suur van die swembad kloor die binnekant van die long beskadig het. Dit het soos 'n perske kleur gelyk. Ek het ineens besef dit was die rede waarom ons aangesê was om te vas. God is so getrou, vriende. Ek wou haar nie in daardie toestand gesien het nie. Ek het in die gang voor haar kamer gestaan. Waar ek gestaan het, kon ek die hartmasjien hoor klop en hy pomp. Gedoem, gedoem, gedoem. Ek het elke pompslag getel en dit was 138 slae per minuut. My dierbare ou Vader het gebedsgroepe geskakel en elke lewende siel wat hy kon kontak gevra om te bid. En so het hierdie stroom van gebede die troon van God bereik. Ons hemelse Vader het sy scepter na ons uitgereik en ons benoudheid het hy ons sien spartel, sien in ons bloed en hy het vir ons gesê, leef. Soveel wonderwerke het in die bestek van 'n paar uur voor ons oë afgespeel. Volgens die mediese personeel van die hospitaal was daar in jare nie 'n geval van verdrinking in die Verre Oosrand hospitaal nie. Die personeel was nie paraat vir so 'n situasie nie. Die kinderarts wat op die toneel was, het een van sy eie pasiënte besoek toe die noodoproep oor die luidsprekers gemaak is vir 'n dokter om te kom help te verleen met 'n kind wat verdrink het. Die kinderarts het hom gehaas in sy eie vrye wil uit na die intensiewe eenheid en onverwyld sy hulp aangebied. God het inderdaad daardie kinderarts bestel om op daardie kritieke oomblik by daardie hospitaal 'n besoek te gaan aflê. Hy was daar vir toelating van 'n intelligente wese wie se naam Immanuel is, God met ons. Die kinderarts het my meegedeel dat ons kind permanent breinskade kan opgedoen het en sy sal moontlik nie haar bewussyn herwin nie. Sy verkeer steeds in 'n kritieke toestand. Sy is nog op die gevaarlys, maar sy haal asem, haar hartjie klop. Ek en my vrou Annetjie het by ons kind gewaak dag en nag met pype in haar mond en kontakpunte op die strategiese punte op haar liggaam. Wat bedoel was om haar hart voortdurend te monitor. Sy het gelyk asof sy in 'n diepe slaap verkeer en nooit weer wakker gaan word nie. Haar gesig was bleek. Dit was vir ons 'n donker nag in ons lewens. Ons traansakkies was leeg. Jy besef jy kan nie meer huil nie. Eers later het ons gehoor hoe sy daardie Vrydag verdrink het. Michelle was lief vir water en het met soveel entoesiasme en opgewondenheid uitgesien na die swemperiodes. Sy het saam met die kinders in die water baljaar. Hulle het mekaar gejaag en mekaar se voete probeer vang. Sy kon nie so goed swem nie en het maar meestal in die vlakkant beweeg. Een van die seentjies het verby haar geswem en na die diepkant en sy het probeer om sy voete te vang. In daardie proses het sy epileptiese aanval gekry en het gesink tot op die bodem van die swembad. Niemand het haar gesien lê op die bodem nie. Een van die seuns het haar gesien en vir die juffrou geskreeu, wie toe saam ingespring het en haar uitgehaal het met klere en al het sy ingespring. Hulle het probeer om die water uit haar longe te pomp op die toneel
Gelukkig was daar 'n ambulans wat gewoonlik beskikbaar was vir moontlike noodgevalle, omdat dit maar 'n noodgevalle situasie is by die skool. Die opgeleide personeel het verder probeer om haar by te bring, steeds in haar bewustelose toestand. Is sy toe met skreeuwende sirenes per ambulans na die Verre Oosrand Hospitaal gehaas, waar die kinderarts en die hospitaal se mediese personeel reeds gewag het op die koms van die ambulans. In die intensiewe eenheid het hulle onverpoos geveg teen tyd om haar te probeer red. Tyd was uiters kritiek om breinskade te voorkom. Daardie donderdagnaand voor die Vrydag van die tragedie het een van my mede-operateurs by my werk se moeder 'n gesig gesien tydens haar gebedsuur. Sy vertel dat sy het 'n dogtertjie gesien met die naam van Michelle, wat onder op die bodem van 'n deurskynende bak met water lê. Nou sy het my kind glad nie geken nie. Sy het skielik met 'n ernstige passie begin bid vir hierdie onbekende persoon met die naam van Michelle. Sy het die gesig met haar seun Richard, wat saam met my gewerk het, gedeel. En toe hy van ons tragedie hoor, het hy my die verhaal van sy moeder se gesig vertel. Hy het nou nie geweet my kind se naam is Michelle nie. God was weer op tyd, vriende. In elke krisis was hy daar. By die hospitaal langs haar bed het ek en Annetjie saam gebid. Here, as dit U behaag om ons liefling van ons weg te neem, help ons, Here, om hierdie beker te ledig, en ons staan ons naby om U besluit en U wil te aanvaar. Maar as U haar vir ons wil teruggee, moenie dat daar enige breinskade teenwoordig sal wees nie. Die silwerbeker waaruit Josef gedrink het, waarmee hy waargeneem het, was 'n koninklike beker wat alleenlik deur die hooggeplaaste besit was en het gedien as 'n status simbool. Josef het met hierdie beker ook waargeneem. God het met ontdekking van die silwerbeker in ons sak die pyn en die hartseer waargeneem, en homself as God aan ons geopenbaar, soos Josef homself aan sy broers in daardie krisis, daardie angs van gevangenskap wat hulle voor die oë staar, aan hulle geopenbaar het. Michelle het geen kennis gehad van wat gebeur met 'n mens as jy sterwe nie. Na die voorval het sy vir my vertel dat toe sy so op die bodem van die swembad gelê het, het sy haarself gesien met 'n spierwit rokkie aan en uit die water kom en in die lug optrek. Sy het my vertel dat sy glad nie bang was nie, papa, ek was nie bang nie. En terwyl sy so trek die lug, het sy skielik al stadiger en stadiger gegaan, en sy het stadig weer teruggegaan van waar sy gekom het. Sy sê dat sy niks bang was nie, alhoewel sy baie hoog was. Jesus sê vir Johannes, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en van die doodryk. Ek sluit oop en niemand sluit toe nie. Ek sluit toe en niemand sluit oop nie. Ons vriende, in daardie oomblikke was dit net God alleen. O, dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het. Daardie Jesus, toe Johannes hom sien, hy sê, toe sien ek hom, in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. En terwyl dat ek dit sien, het uit sy mond 'n skerp tweesnydende swaard gekom. En toe in sy aangesig het geskyn soos die son skyn in sy krag. En toe ek dit sien, toe val ek soos 'n dooie op my aangesig. En hy het sy hande
op my gelê, sy regterhand. Kan u vanaand verstaan, vandag verstaan, vriende, God het 7 sterre in sy regterhand gehad, maar toe die mens in mekaar sak op sy knieë, hy sê ek het neergeval soos 'n dooie, het hy sy regterhand, hy het daai sterre eenkant geplaas om sy regterhand op my te lê. Hy het sy regterhand op my gesit. En vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste en die lewende. Kyk, ek was dood en ek leef tot in alle ewigheid. Vriende, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Laat die gedagtes wat jy aangaande ons koester, sal wees om ons te neem na die hawe van voorsiening. Ons bid dit in Jesus naam. Vriende, mag die Here hierdie boodskap sien, laat dit elke hart sal aanraak. Vriende, dit moet wees dat God in hierdie situasie, jy is nie alleen nie, hy is daar by jou. O vriende, ons leef in 'n tydperk van die Paasnaweek. Ons leef in die tydperk van die opstanding van Jesus Christus. Halleluja. Hy's nie meer in die graf nie, hy het opgestaan. Ons dank die Here daarvoor. Hy sê alle mag is aan my gegee in die hemel, op die aarde en onder die aarde. En elke vriende, en hy sê dat vir ons gaan en maak disippels van alle volke, nasies en tale en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, Heilige Gees en leer hom alles te onderhou wat ek julle beveel het. O vriende, ons prys die, ek weet net weer tot ziens sê, die halfuur is verby, mag 'n wonderlike week iemand beleef, visioene en geestelike krag op elke dag vir die Here te leef, asof dit jou laaste dag is. Wil jy ons 'n groet tot volgende week, mag die Here u seën. Maranatha, hy kom vriende, Jesus kom, amen.